met kroonkinders en Bybelstories. Dis koud hier vandag. Ek hoop julle het julle warm baadjies aan en missies aan. Dit is verskriklik koud. Maar anyways, het julle geweet, lang gelede was daar 'n man met die naam van Joshua. En hy het 'n groot muur omgeval. Maar voor ek in dit ingaan, wil ek net vir julle sê, baie welkom maatjies. Ek is nou julle verlang. Ek is bly om terug te wees en dankie dat julle vandag luister. So, ek weet nie of julle vir Moses ken. Moses het die Israeliete uit Egipte land uitgelei en toe daarna het hy ongelukkig dood gegaan en na Jesus toe gegaan in die hemel. En toe was Joshua die volgende man wat die Israeliete verder moes lei. Hy het hulle gevat deur die Jordaanrivier en daar was 'n groot stad met die naam van Jericho. Nie een van die mense wat van tevore daar was, wat vir Jericho aangevat het nie. Hulle het groot sterk mure gehad rondom dit. Anywho, toe sê die Here vir Joshua, jy gaan vir Jericho inneem. En Joshua sê van, wat? Nee, ouma, ek gaan nooit vir Jericho kan inneem nie. Ons kan nie, ons is hopeloos te min. Toe sê die Here vir Joshua, ek sal hulle in jou hand oorgee. Jy moet net sterk wees en vol moed wees. En oor 7 dae, jy moet net glo. Toe volgende oggend, want die Here Jesus het dit hom in die aand vertel, die volgende oggend, toe gaan hy nou, toe kry hy nou al die mense by mekaar en sê, hoor hierso, dit is die storie. Die Here gaan vir Jericho in ons hand ingee, en ons moet nou net op hom vertrou, en deur die rivier gaan, en dan vir Jericho aan gaan vat. Die mense sê toe, hoor hierso, dit het net onlangs gereën, kan jy sien, ons gaan verdrink. Toe gaan praat die Joshua met die Here en sê, Here, hoe gaan ons nou deur die rivier gaan? We kyk hoe oorstroom dit, ons kan nie daar deur gaan nie. En daarna, toe sê die Here vir Joshua, vat die hoofpriesters. Weet julle wat 'n hoofpriester is? Hoofpriesters is die mense wat amper soos pastore, maar net bietjie meer belangrik. Ag ja, ek gaan nou nie te veel in dit ingaan nie. Anywho, so toe vat Joshua nou die mense, want hulle het die ark van God gedra, waar die 10 gebooie in was. Toe stap hulle vooruit, en toe hulle sodra hulle voet in die water is, toe split die Jordaanrivier, amper soos die Rooi See. Toe gaan hulle na deur, toe slat hulle tentjies op, en hulle wag nou vir die Here se volgende opdrag. Toe kom die Here weer na Joshua toe, en hy sê, ek wil hê, vir môreoggend vroeg, dan stap julle 1 keer om die muur, en dan gaan rus julle. Okay, Here, ek sal dit doen, sê Joshua. Hy wonder toe, ek dink hy het gewonder wat op dese aarde die Here weer in sy mou voer. Anywho, toe gaan hy nou, en hy gaan nou toe gaan hulle almal, vat hulle al die Israeliete en die soldate, toe stap hulle 1 keer om die muur. En onthou, die mense van Jericho sien dit toe, hulle is van, en hulle lag uit. Hulle lag vir Joshua en al sy manne uit en sê, ja, ons muur is te sterk, jy gaan nooit, ooit, dit sal in ons stad kan kom nie. En toe gaan rus hulle. Die Here sê toe die volgende dag vir Joshua, gaan weer stap om die muur. Vir 7 dae lang, elke dag, 1 maal per dag, gaan julle om die muur stap. En ek sal na 7 dae die stad vir julle in julle hande gee. En hulle gaan elke liewe dag in die stad. Onthou, en baie van die Israeliete het moeg toe geraak en gesê, dis nie sommer nonsens hierdie. En hulle het gaan lê en wou nie verder nie. Maar die ander mense het besluit nee. Hulle glo dat die Here die stad vir hulle in die hande sal gee. Toe gaan hulle nou om en op die 7de dag. Toe stap hulle om en hulle gaan staan. Want dis toe sê die Here vir Joshua, vandag gee ek die stad vir jou in jou hande. Maak geraas, skree. En Joshua gaan staan toe op 'n klip en hy sê vir hulle, hoor hierso, maak geraas, skree julle longe uit. Maak so hardste geraas ooit. En hulle begin te raas, te skree, te gaan te kere en bam! Daar val Jericho se mure in soos nat papier.
Anyways, toe so het die Here die stad Jericho vir Joshua en sy Israeliete in sy hand gegee. Maatjies, ons mag daar groot probleme hê wat ons kan voel. Ons kan nie om dit gaan nie. Ons kan nie deur dit kom nie. Maar ons moet net altyd onthou. As ons sterk is en volmoed is en doen wat Jesus sê ons moet, dan sal hy die probleem in ons hand gee sodat dit nie so moeilik is vir ons nie. Anywho, dis al vir nou. Bye maatjies. Ek is lekker om met julle gesels. Ek hoop julle het die storie geniet. En bye bye.